groot doop, klein doop. Dit wil lyk asof ons almal 'n opinie het. En dit is reg so. Die Here stap saam met ieder en elkeen van ons 'n afsonderlike pad en beteken dit gegeewe ons geloofsreis met die Here, het ons elkeen 'n manier en 'n uitkyk oor hoe ons die doop en ons doop in ons eie lewens verstaan. Ek wil vandag in ons woord vir die week van die geleentheid gebruik maak net om die NG Kerk se opinie van die doop en hoekom ons klein doop verkies op die tafel sit. Ek wil dit doen aan die hand van 'n studie wat ek gedoen het in Markus 1. Nou, in al 4 evangelies het ons hierdie vertelling waar Jesus se openbare bediening begin wanneer hy gedoop word in die Jordaanrivier. Ons Johannes die Doper wat vir Jesus sê, maar ek is nie werd om jou te doop nie. Ek is nie eers waardig om die skoene van jou voete af te haal. En dan gaan Jesus in die water in en hy word onderdompel en hy kom op en dan is daar lig in die hemel en 'n duif wat neerkom en 'n stem wat sê, hierdie is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehaag het. Ons weet, Jesus Christus was sonder sonde. So dit is nie Jesus wat tot bekering kom nie. Ons weet, Jesus Christus begin nou sy openbare bediening. Amper asof God die Vader self vir hom sê, nou is die tyd. Nou moet jy begin. Nou moet jy jou kruistog begin. Waaroor gaan hierdie gedeelte in Markus, in Lukas, in Matteus en Johannes? Dit gaan oor God wat verklaar dat hy lief is vir Jesus Christus. Dit gaan oor God wat verklaar dat hy verheug is oor die pad wat hy nou gaan stap. Dit gaan oor God wat sê, hierdie is my geliefde seun. En word hierdie die fondasie van ons kleindoop, want inherent kom sê ons, nog voordat ons begrip het, nog voordat ons verstand het, nog voordat ons enigstens eintlik weet wat rondom ons aan die gang is, kom sê die Here, hierdie is my geliefde seentjie, hierdie is my geliefde dogtertjie, in hierdie dogtertjie, in hierdie seentjie, is ek opgewonde, is ek bly, wil ek saam met hom of haar 'n pad stap. Maar, en dis nou hier waar die kruks van die saak inkom. Hierdie kleintjie is nog te klein om te verstaan. Dan heg ons, en dis menslik, ons sal dit erken. Dan heg ons 'n belofte daarby saam, om te sê, maar weet jy, mamma, pappa, gemeenskap van geloof, dis nou julle verantwoordelikheid, om daardie liefde sigbaar te maak. Dis nou julle verantwoordelikheid, dat hierdie babietjie die Here leer ken. En begin ons in die NG Kerk 'n proses van 16 jaar, waarin ons sê, maar dit is wat ons glo. Dit is waarvan ons oortuig is.
En dan as daai seentjie of dogtertjie dan nou in graad 11 is, dan sê ons vir hulle, maar nou moet jy 'n keuse maak. Aanvaar jy dit wat 16 jaar terug gebeur het? Of wil jy meer weet? Wil jy meer leer? Wil jy meer verstaan wat daar rondom aan die gang is? Dit is hoekom ons die kleindoop verkies. En in die eerste instansie is dit 'n verklaring van God om te sê, hy is lief vir ons. Amen.